Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel baie graag met u 'n gedagte rondom die geestesrealm. Nou ons lees in Hebreërs 11 vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. So dis die sienlike dinge, dis wat ons rondom ons sien, dis die wêreld, dit waarin ons kan vat, dit wat ons kan sien, dit wat ons kan hoor, dit wat rondom ons is, dit wat ons met die natuurlike senses kan waarneem. Maar dan is daar 'n ander realm. Dis die onsienlike realm. Dis die realm waar God bly. Die realm van die onsienlike, die geestesrealm, dit is 'n groter werklikheid as dit wat ons kan sien. Ons moet onthou, ons verwysingsraamwerk is maar net dit wat ons rondom ons kan sien. Maar die meer belangrike, die een wat krag het, die een waaruit alles ontstaan het, is die geestesrealm waar God bly. Dis 'n groter werklikheid, sê ek weer eens, as dit wat ons elke dag sien. Dit wat tot 'n baie groot mate ons lewe kan beheer. Hierdie, dit wat ons kan sien, sê Hebreërs 1 vers 3 vir ons, dit het ontstaan uit die onsienlike. God wat in die geestesrealm is, het gespreek. En toe God spreek, toe ontstaan hierdie wat ons vandag rondom ons sien, dit waarop ons lewe en elke dag mee te doen het. Nou as ons vanaand na die Bybel gaan kyk, dan sien ons op 'n dag, toe sit Elisa saam met sy dienaar op die berg. Daar was 'n koning gewees wat teen Israel oorlog gemaak het en hy kon nie verstaan wat gebeur nie, want elke keer as hy 'n veldslag uitvoer, dan sien hy maar Israel het geweet daarvan en hy dink toe, maar daar's verraaiers in sy midde. Tot sy manne toe vir hom sê, nee. Daar in Israel is 'n man, sy naam is Elisa. Elisa weet wat jy in jou slaapkamer praat, sê hulle vir die koning. En hy stuur 'n hele weermag om vir Elisa te gaan vang. Nou lees ons in 2 Konings 6 van vers 15 af. Toe die dienaar van die man van God, dis nou van Elisa, vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad en sy dienaar sê vir hom, ag my heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het sy oë van die dienaar geopen en hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Kan u sien, wat is in die geestesrealm? Wat was rondom hulle? Daar was perde en waans van vuur. Die dienaar was glad nie bewus gewees van die geestesrealm nie, terwyl Elisa baie deeglik bewus was van hierdie realm wat rondom ons is. En dis op die plek waar ons moet kom, ons moet bewus word van die geestesrealm wat rondom ons is. Ons kan dit nie sien nie, ons kan dit nie met die natuurlike sintuie waarneem nie, maar is rondom ons en dit beheer ons hele lewe. Ons moet vanaand weet dat dit wat in die natuurlike gebeur, dit het eers in die geestesrealm begin. Goed, nou is daar 2 kante van die geestesrealm. Daar's die donker kant en daar's die ligkant. Die donker kant is die duiwel met sy demoniese magte en hiërargieë en hulle wat uit die hemel uit gewerp is deur God. Dis die donker kant van die geestesrealm en dan kry ons aan die ander kant die liggedeelte van die geestesrealm. Dis God met die engele skare en die Heilige Gees en die werking van die bloed van die Here Jesus wat met groot krag. Die onsienlike is ewig. Hierdie wat ons kan sien, dis maar net tydelik. Maar daar waar God bly, dis ewig, dis met krag. Daar's nie teleurstelling en mislukking nie, daar's nie tekorte nie. Hier het ons maar groot geword met 'n lewe van tekorte en mislukkings en baie dinge, maar dit bestaan nie in die ligkant van die geestesrealm nie. Nou, God maak ons gees, siel en liggaam. So met ander woorde, ons is eintlik gees. Ons het ook 'n siel en ons bly binne in 'n liggaam, maar eintlik is ons gees. Omdat ons dan gees is, kan ons kontak maak met die geestesrealm. Nadat ek dan tot bekering gekom het en die Heilige Gees in my kom woon en ek weergebore is,
kan ek nou kontak maak met God. Nou kan ek met God praat. Ek kan nou met God kommunikeer. Ek is sy kind. Hy is my Vader. Deur die Heilige Gees wat in my kom woning maak het, kan ek nou in 'n verhouding lewe met my Vader. Die Heilige Gees is my vriend. Dis die persoon wat binne my kom woon het. Die Here Jesus ken ons. Hy het gekom en hy het sy lewe vir ons gegee. Dan is daar die engeleskare. Die engeleskare wat swaarde het wat vlamme flikker, waans van pere pere en waans van vuur. Dis die hemelse leerskare, en daar's geeste, en daar's dienende geeste, en daar's oorlogsengele en. Goed. Maar nou lees ons in Daniël 10. Daniël 10 lees ons vers 12. Daniël het nou begin bid. Toe sê die engel vir Daniël: Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daaroor gebly by die konings van Persië. Nou sien ons, op 'n stadium toe begin Daniël bid. Daardie oomblik toe Daniël begin bid, toe is daar oorlog in die geestesrealm tussen die engele en die demoniese magte wat teen mekaar is. Dit sien ons baie duidelik hier in Daniël hoofstuk 10. So met ander woorde, nou het ons 'n effek in die geestesrealm. Ons is kinders van God. Die Gees, die Heilige Gees het binne in ons kom woon. Ons het 'n effek in die geestesrealm. So, nou, wanneer ek bid, maak ek kontak met God wat in die onsienlike is, in die geestesrealm. Ek moet onthou, ek kan ook ander dinge doen wat 'n effek het op die geestesrealm. As ek nou vloek en lieg en bedrieg, het dit ook 'n effek op die geestesrealm, maar dit het die teenoorgestelde effek op die geestesrealm. Dan is daar nou mense wat openlik uitgaan en witchcraft en al daai ding, en dit het ook 'n effek in die geestesrealm. So ons moet vandag verstaan watter effek dit in ons lewe het, watter effek dit het die alles oorheersende effek in ons lewe, dit wat in die geestesrealm gebeur. Daarom moet ons baie nou let daarop. Dit wat ek sê, dit wat ek spreek, as ek die woord van die Here spreek, het dit 'n effek in die geestesrealm. En daar is vele meer wat 'n effek het in die geestesrealm waarop ons so klein bietjie gaan uitbrei vorentoe. Die Here seën u baie ryklik. Hy maak u bewus, die Here maak u intens bewus van die geestesrealm wat rondom ons is, wat alle krag het, wat alle vermoë het, daar waar nie neerlaag en mislukking is nie. En dis rondom ons, en dit beheer ons hele lewe. Mag die Here u baie ryklik seën in elke opsig. Mag hy u seën, gees en siel en liggaam en na die tydelike. Mag die Here u na elke deel van u menswees baie ryklik seën.